En daarmee saam begin ons, of nie begin ons, jy gaan ons aan met hierdie reeks vandag, wat ons noem verhoudings, wat ons laasweek begin het. Nou hierdie verhoudingsonderwerp is 'n massiewe onderwerp, want dit is die belangrikste ding op die ouende dag van die dag vir die Here. Is my en jou verhoudings. Verhoudings met ons mans, met ons vrouens, met ons kinders, met ons werkgewers, met ons werk, met kollegas. Verhoudings is alles vir die Here. Hoe ek en jy omgaan met mense, is vir die Here baie belangriker as die hoeveelheid rand en sent wat jy verdien. Glo dit of nie, maar dit is belangriker as die rugbyspan wat jy ondersteun. Dis belangriker as die droom wat jou kinders gaan behaal. Dis belangriker as waar jy gaan in lewe. Dis belangriker as enige groot besluit wat nou op jou tafel lê, is die mense in my en jou lewe. En ons sien hierdie in die grootste opdrag in die Bybel. Jesus praat en hy sê in Markus 12, die mense probeer hom vasvra en hy antwoord op hulle vraag, van wat is die belangrikste gebod? En hy sê, die belangrikste gebod is die volgende: luister o Israel, die Here ons God is die enigste Here. En daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, jou ganse siel, met jou totale verstand en al jou krag. Die tweede gebod is net so belangrik, sê hy. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hierdie tweede vorm saam die allerbelangrikste opdrag. So hier kom Jesus en hy sê iets so radikaal, nie net in die tyd van toe nie, maar in die tyd van vandag. Hy sê jou liefde vir God word geken in jou liefde vir mense. Ek en jy kan nie hier op 'n Sondag sit en sê ons is so lief vir die Here en dankie Here, maar dan is daar verhoudings in ons lewens wat uitmekaar uitval nie. En ons mense wat net seer kry oral om ons en ons is nie gelukkig getroud nie en ons net dinge. God sê, hey, dit werk nie so nie. Jou liefde vir die Here sal geken word, gevoel word, ervaar word en gehoor word in jou liefde vir mense. En daarom moet ons hieroor praat. Daarom is hierdie so 'n groot reeks. En ek weet hier's van die manne wat dalk hier sit, dalk het jy weer besoekers. Jy sê, Morai, ek is nie ou vir 'n lang preek nie. He. Goeie nuus vandag. Ek gaan 'n kort weergawe vir jou gee. Baie mense wat as hulle daai opdrag hoor van Jesus, van jy moet ander lief hê soos jouself, dan vang hulle daai vers heeltemal in 'n verkeerde rigting in. So ek moet myself lief hê. En hoeveel ek myself lief hê, dan kan ek ander mense lief hê. So kom ek waardeer myself net so bietjie. Kom ek gaan spa net so bietjie. Ek voel ek kort vakansie. En nou begin jy jou lys inkleer. Ek kort hierdie geskenk, ek kort dit. Hey, Jesus het nie dit gesê nie. Trouwens, daai is die bewys, daai is die feit en die gedagte wat Jesus probeer prikkel en hy sê, so maklik soos wat dit is om aan jouself te dink, as jy dit kan regkry dat dit jou instink raak, jou norm raak en dit so vir jou maklik is om te dink aan ander soos wat dit is om aan jouself te dink, dan leef jy die opdrag uit. Dis wat Jesus sê. Ons moet ander lief hê, so maklik soos wat dit is om homself lief te hê. Dit moet 'n instinkverandering wees. Dit moet 'n gefokusverandering wees. Ons moenie aan onsself dink nie, maar aan ander. Nou daar's jou boodskap. Challenge uitgedeel. Dit gaan jou besig hou vir die res van jou lewe. Maar kom ons praat bietjie dieper. Want dit is nie net so eenvoudig nie. En veral oor vandag se tema. Ons het laasweek gepraat oor die hou weer in verhoudinge, gepraat oor vreugde. Vandag praat ons oor daai ding in verhouding. Nou kom wees eerlik, ons almal het 'n ding iewerste, né? Daar's 'n ding wat krap. Daar's 'n ding wat jou vreugde bietjie steel. Daar's daai ding in jou huis wat as daai ding gebeur dan jy druk op daai knoppies. En van ons is al daar waar ons as prins druk op daai ding. Want jy is net op 'n plek waar jy bietjie net wil irriteer. Jy sê daai woord want jy weet jy gaan reaksie kry. Jy trap weer op daai ding of jy maak weer nie daai kas deur toe nie of jy skep weer kos op die verkeerde bord of jy doen weer iets wat jy net nie moet doen nie. En hierdie is nie net vir ons as huwelikspaar nie, maar tussen vriende sien ons hierdie goed. Ek het al gesien hoe 'n vriendskap verbreek oor 'n kudu. Voor my oë, 'n vriendskap. Mense het kerk saam gaan stig, amazing gesinne, lief vir mekaar, oor 'n jagtrip, oor 'n kudu, want die bok wat hulle geskiet het was te klein. Ek joke jou nie, verhouding uitmekaar uit. Daar's 'n ding, 'n kudu. Ek wonder wat se kudu in jou lewe op hierdie. Wat is daai ding wat net kom krap? En partykeer is dit ernstige goed, want een of iemand het verneek op mekaar. Die liefde in die huis is uit mekaar uit, die finansiële druk. Dalk is dit 'n seksuele ding.
Dalk is dit 'n emosionele ding wat jy self mee stoei en deurgaan. Ek wonder wat is die ding in daai verhouding wat so sukkel. Nou wat ek en jy moet verstaan is, as hierdie verhouding ding vir God so belangrik is, dan moet ons weet hoe om hierdie dinge ook reg te kry in verhoudings. En dis waaroor ons vandag gaan praat. En hierdie ding, hoe ons dit oplos is by een deur, julle, en dis die deur van konflik. Konflik bring ons na daai punt toe. Waar daar 'n deur is. Nou ek noem konflik 'n deur, want dis presies wat dit is. Jy sien, soos jy ingestap het daar agter van die kuierarea af, deur na die saal toe, jy 'n deur beweeg en daai deur het jou gevat na een of ander vertrek toe, na die voorportaal, en daai voorportaal het jy of gevat na die saal toe, want dis waartoe daai deur lei, of het jou badkamer toe gevat as jy soontoe sou beweeg het. Daar is net een rigting in 'n deur. Ek bedoel, as jy van die sitkamer na die kamer toe gaan, daar's een deur, een vertrek aan die ander kant. Konflik werk bietjie anders. Hy vat jou na een van twee vertrekke toe. Dis 'n deur na iets toe. En as jy nie hierdie konflik deur reg oopmaak nie, beland jy in die verkeerde kamer. En ons almal was al daar. En hier is ons 4 eienskappe van hierdie deur, julle. Dat wanneer jy hom oopmaak, hoe kan ek en jy weet om by die regte kamer uitkom? Wel 4 eienskappe van konflik, 4 eienskappe van hierdie deur. Die eerste een is, hy vat jou na een van twee vertrekke toe. Die eerste vertrek is verwoesting. Die tweede vertrek is verhouding. Ek sê altyd hierdie dinge en ek en Stefanie herinner mekaar aan in ons huis dat konflik is 'n deur na dieper. En ons sê dit vir mekaar want ons wil deur daai deur gaan en jy het dit al so beleef dat wanneer daar konflik is en jy hanteer dit reg, is jou verhouding met daai persoon dieper as wat dit was voor die konflik. Jy's meer geheg. Dit is asof jy na 'n dieper vlak toe van liefde gegaan het met mekaar. Ek onthou toe ek moeilike gesprekke al gehad het met my pelle. En ons gaan deur die deur en ek praat oor hulle huwelik, ek praat oor ons vriendskap en dis die ongemaklike deur want niemand wil konflik hê nie en jy maak daai deur oop en as jy hom reg oopmaak en die gesprek is op die tafel en jy kyk mekaar in die oë en jy praat oor hart en jy praat oor dinge, jy praat verhouding met God en jy doen dit reg. As jou vriendskap het op 'n ander vlak. Daar's 'n deursigtigheid, daar's 'n meer liefde wat daar plaasvind. Nou ek weet van ons skrik vir daai deur, né? Ons hou niks van daai deur nie. Want jy het dalk groot geword dat hierdie deur net gelei het na verwoesting toe. Jy het dit gesien in jou ouerhuis. As jou ouers by daai deur van konflik gekom het, daar was net een vertrek. En dit was verwoesting. En as daai deur oopgemaak het, man, crackers skiet, bomme ontplof en P-bomme en allerlei bomme. Dit is verskriklik. Mense raak boos in daai vertrek. Dis nie omdat dit konflik was nie. Is omdat hoe hulle in daai deur beweeg het, gemaak het in daai verwoestingkamer ingegaan het. En hier is die waarheid vir elkeen van ons se verhoudings en daai ding in die verhouding. Jy bepaal in watter vertrek gaan jy in met daai konflik deur. Raai wat gaan gebeur as jy frustreerd daai deur oopmaak? Hallo, verwoesting. Raai wat gaan gebeur as jy kort af is? Raai wat gaan gebeur as jy jou empatie of simpatie verloor? Raai wat gaan gebeur as jy jou geduld verloor? Jy gaan opeindig in die verkeerde kamer. Ek en jy moet daai deur benader, net met, okay, wat is die doel van hierdie ding? Beweeg stadig maar seker, met liefde, met genade, na verhouding toe. En dan interessant genoeg, nog 'n eienskap van hierdie deur is, hy vra nie toestemming nie, né? Hierdie deur daag net op waar hy wil, wanneer hy wil. Soos op die jagtrip, ek wie sou nou dink hy's daar. En ek onthou, in ons huwelik, het ek gedink, luister hier, ten minste 2 maande voor ons by die konflik deur gaan uitkom, op ons witte brood. En ons beklei oor seks. Wat? Kom, jy moet so laat, jy weet, jy het ook, man. My magtig julle Christene. En ek sê daar soos 'n Great Dane, jy weet, ons droel al vir hierdie aand, ons kan nie wag nie, ons leef vir hierdie, ons bid al, Here, dis okay as u kom, en wederkoms al die storie, ons lees dit in die Bybel, maar moet net nie kom vir daai aand nie, asseblief Here. Spaar my net 'n bietjie genade. En vir een of ander rede was Stefanie net nie so opgewonde soos ek al hoor. Ek moes toe dit leer. Maar daar's konflik. En hierdie deur daag enige plek op 'n vakansie. Op die oomblik wanneer jy voel jy is die meeste geseën, kan die grootste bekleierye opdaag. Hy daag op verskillende plekke en hier is hoekom ons bly in 'n seer en gebroke wêreld. En as gevolg daarvan kan selfs in die mooiste goddelikste verhoudings kan konflik kom. En hy vra nie toestemming nie. Hy daag net op. Die derde een is almal beleef hierdie deur julle.
Almal beleef hierdie deur. Onthou julle daai couples wat soos jong getroud is of date, dan sê hulle dit so asof dit 'n positiewe ding is. Ag, ons beklei nooit. Jy beklei met jouself. Geet net tyd. Die bom gaan ontplof. En ons sê dit nie lelik nie. Maar konflik gaan 'n ding wees. In enige verhouding. Daar gaan verskille wees. En dit verskoon absoluut niemand nie. En stadig maar seker wil ek ons vat na Jesus toe. Maar wanneer ek sê dit verskoon niemand nie, het dit nie eens die God van die heelal verskoon nie. Toe by aarde gekom het, was hy baie meer gereeld voor die deur van konflik as enigeen van ons. Mense sal dink waar hy gaan is daar vrede, mense sal dink waar God beweeg en Jesus gaan is daar net liefde, en jy sal dink die konflik deur is iets wat heeltemal uit die prentjie uit is, trouens die teenoorgestelde. Jesus het konstant in konflik beland. Jesus was selfs gekruisig as gevolg van die konflik wat daar was. Konflik was deel van sy storie, deel van sy bediening, selfs die seun van God was voor daai deur. En hier is die groot vraag wat ek en jy vandag moet vra is, hoe kry ons hierdie deur reg, dat ons beweeg in die regte vertrek in? Hoe kry ons hierdie reg, dat verhoudings gebou word en nie gebreek word, haar verhouding is nie verwoesting nie, hoe doen ons dit reg? Nou laasweek het ek 'n bietjie gepraat oor vreugde, maar lees net bietjie verder in Galasiërs 5 vers 22, waar dit praat oor, wanneer die Heilige Gees werk in ons lewens, dan sien jy vrugte, en hier is die vrugte weer. Maar die vrug wat die Gees voortbring, is liefde. Die eerste teken van liefde is vreugde. En raai wat is die tweede een van liefde? Vrede. En hy's vasgevang tussen vreugde en geduld. Daar's vrede. En dan vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie, bedoelende dit vat hande met die grootste opdrag. Hier is hoe ons verhoudings reg kry. Hier is hoe ons konflik reg kry. Antwoord lê net daar. By daai woord van vrede. En julle vrede het ek en jy vertaal dalk as nee, ons voel dis vrede. Nou is ek uiteindelik daar. Uiteindelik, die Lions kon die Stormers wen. Vakansie, weet, wegbreek. Daai is nie Bybelse vrede nie. Vrede in die Bybel, en hoe Jesus dit vir ons kom leer het, en hoe Jesus dit vir ons voorgehou het, is nie 'n gevoel nie, dis 'n vermoë. Dis nie net iets wat jy geniet nie, dis iets wat jy gebruik. Dis 'n tool hier in jou gatsak, wat ek en jy kan uithaal, en begin iets doen daarmee. En die proses daarvan, en die uiteinde van vrede is dalk, maar dis nie vrede nie. Vrede is die vermoë na dit toe. Vrede is om in die regte vertrek in te stap, ten spyte van die konflik. En Jesus het vrede geken, julle. Hy het hierdie vermoëns uitgehaal en dit bewerkstellig en dit met mense gedoen en hy het dit briljant gedoen. So hier's wat ons vandag na gaan kyk, is dat hoe het Jesus sy vrede vermoëns gebruik? En ek wil julle vat na een storie toe van Jesus waar hy voor hy deur van konflik gestaan het en dit was 'n groot deur van konflik. Daar was groot seer betrokke, diep verhoudings betrokke, baie persoonlike goed betrokke. 'n Roeping wat God op iemand geplaas het, betrokke. Hierdie is nie net sommer enige verhouding hier langs aan nie. Hierdie is 'n verhouding wat hy nodig het en wat daai persoon hom nodig het. En hierdie is konflik tussen Jesus en Petrus. Die disipel wat God gesê het, op jou gaan ek my kerk bou, Petrus. Op jou gaan die Nuwe Testament vorentoe gaan. Op jou gaan ek iets doen, en hy het vir geen ander disipel uitgedeel nie. Jesus het iets geplaas op Petrus wat so belangrik is. Maar julle onthou wat gebeur het die aand toe Jesus gekruisig is. Toe hy weggeneem is. En Petrus was al disipel wat getrou genoeg was om agter Jesus aan te hardloop. Tot op die laaste. En wat doen Petrus toe die mense hom begin herken en sê, hey, maar jy's Petrus, jy's Jesus se volgeling, is jy nie? Jy's mos 'n disipel, en Petrus ontken Jesus 3 keer. En julle iets gebeur binne Petrus. Het jy al gevoel soos 'n groot teleurstelling? Het jy al so gevoel wanneer jy deur foute gaan en sondes aanjaag, dat jy net voel, luister, is my baie makliker om uit te klim as aan te hou hierdie, ek wil nie 'n ou van lewe beloftes wees nie. Paar dae terug sê Petrus, Here, ek sal U nooit los nie. Teenoor hy Jesus eenkant toe gesleep, ek sal weier dat mense U doodmaak. Hy het so beklei vir Jesus, dat Jesus op sy plek moet sit en sê, jy praat nou meer uit die Satan se hart, dit is God se hart. Weer eens konflik. Maar Petrus was 'n ou wat heel hartig die Here wou doen, hart en siel. En toe neek hy op in 'n groot manier. Dat hy bedank as 'n volgeling, Here. En hy gaan weer terug na visvang toe.
Daar waar Jesus hom kom roep, het hy gesê, word 'n visser van mense, het hy gesê, Here, ek is nie geroep vir hierdie dinge, maar kyk wat doen ek aan visser van mense. Kom, ek gaan terug net wel visvang toe. Visser van visse, visserman van visse. Dit kan ek doen. Op die 3de dag het Jesus uit die dood het opgestaan. En het stadig maar seker verskyn aan sy disippels, maar hy het nie lank gebly by die verskynings nie. Daar was net klein gesprekke, klein hier en daar iets, dat ek is nog hier en ek is by julle. Tot op Johannes 21, waar Jesus besluit het, dis tyd vir hierdie deur van konflik. Dis tyd om in hierdie stoei vas te kyk van Petrus en ons moet iets doen omtrent dit. En hoor wat doen Jesus. Nou ek gaan hierdie stuk vreemd lees, daar's nie tyd vir my om alles te lees nie, maar ek gaan fokus daarop sit op alles wat Jesus gedoen het binne in hierdie gedeelte. En let op hoe gebruik Jesus sy vrede vermoëns om konflik te hanteer. So in Johannes 21, net na dagbreek het Jesus daar op die strand gestaan, maar sy disippels was nie daarvan bewus dat hy is nie. Hy vra toe vir hulle, kinders, kon julle iets, het julle iets om te eet nie? Hulle antwoord vir Jesus was net, nee. Hulle is beneek. Lange hand van visvang en niks gevang nie. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuurtjie met vis wat daarop lê. En daar was ook brood. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle sopas gevang het. Jesus het hulle uitgenooi, kom kry ontbyt. Jesus het nader gekom, die brood geneem aan hulle uitgedeel. En toe hulle klaar ontbyt geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Meer as hierdie. Nou Jesus praat nie meer as die ander disippels nie, hy praat oor die visvang julle. Meer as hierdie goed. Hierdie visvang storie wat jy nou in weer terug ingegaan het. Het jy my meer lief as daai? En Petrus sê vir Jesus, ja Here, U weet dat ek U lief het. En Jesus sê vir hom, gaan versorg my lammers. Nou hierdie is briljant wat Jesus doen. So briljant dat dit kom by konflik. En kom ons fokus net gou 'n bietjie op wat het Jesus hier gedoen. Die heel eerste ding wat Jesus op fokus, is die regte tyd en op die regte plek. Jesus het geweet, hy kom by die eerste verskyning, toe hy opgedaag by die disippels, hey Petrus, kom ek en jy, kom gou, ons praat gou. Jesus kon selfs in hierdie tyd opgedaag het en gesê het, hey Petrus, kom, ek en jy moet gou gesels, as dinge wat ons moet hanteer. Jesus kon net ingehardloop het soos 'n problem solver en gesê het, hier is die ding wat ons moet doen. Maar kom ek fokus net gou op die eerste ding. Jesus initieer om my deur oop te maak. Nou, hier is 'n groot een aan julle. Maar kom ek vra so. Wie is die een wat seer gekry het in hierdie hele verhouding tussen Petrus en Jesus? Wie was dit? Dit was Jesus. Jesus het nie vir Petrus verloon nie en ontken nie. Petrus het vir Jesus ontken en verloon. Hy het hulle vriendskap in die drein gegooi. Wie was die een wat beloftes gemaak het en nie daarby gehou het nie? Petrus. Wie is die een wat weghardloop nadat God gesê het, wag net na 3 dae, ek het vir julle gesê ek gaan opstaan. Wie is die een wat daarvan weggegaan het? Wie is die een wat terug visvang toe gegaan het? Wie is die een wat die verhouding seer gemaak het? Petrus. En raai wat doen Jesus? Dink jy hy staan aan en sê, Petrus, jy het opgeneek, so wanneer gaan jy nou praat? Kom Petrus, wanneer gaan jy nou erken jy is verkeerd? Hoor julle, waar gaan ek? Baie van ons staan so by daai deur. Ons sê, maar jy is verkeerd, jy het my seer gemaak, jy het die verhouding opgeneek. Hoekom moet ek? Is jy al daar? Hierdie is jou skuld. Ek doen my deel in die verhouding, jy doen nie jou deel nie. Hoekom moet ons weer oor praat? Gaan doen net wat jy moet doen. Is jy al daar? Hoor mooi. Jesus initieer. Die een wat seer gekry het, die een wat ingedoen is, die een wat die las dra. En hoor mooi wat verwag Jesus van elkeen van ons. Al het jy seer gekry, al was jy nie verkeerd nie, al het kindermense agter jou rug, al is daar konflik as gevolg van niks wat jy verkeerd gedoen het nie. Initieer jy, want dit is wat God van sy mense verwag. Gaan maak jy die deur oop. Gaan bring jy die vrede, en dit is wat vrede doen. Jy maak deure oop, al was dit nie jy nie. Jy probeer verhouding herstel, al het jy nie iets verkeerd gedoen nie. Maar Jesus se metode is nie net, okay, ek sal dit doen nie, Petrus, ons moet praat nie. Hy initieer op 'n baie mooi manier. Hy steek 'n vuurtjie aan. Hy maak 'n mooi vraag en sê, hey, kom eet ontbyt julle. Kom ons kuier bietjie.
Kom ons restoreer eers 'n bietjie verhouding en weer terug na laasweek se preek toe. Dalk moet voor ons net die konflik wil uitsorteer en by vrede kom, moet ons eers 'n bietjie prikkel aan vreugde. Dalk moet jy met jou pel eers 'n vuurtjie aansteek en 'n bier oopmaak voor jy begin net praat oor rowwe dinge. Dalk moet jy net weer restaurasie van verhouding op die tafel sit voor jy probeer problem solving doen vir al die uitdagings wat daar is. Dalk voor jy met jou vrou wil praat oor daai ding wat pra en krap, tap vir haar bad en gooi bietjie sout en bietjie blare en maak mooi musiek vir haar en terwyl sy langs die bad is vryf haar skouers en dan praat jy rustig met haar. Wat van dit? Voor jy as 'n pa net so wil spring op jou kinders want hier's alweer 'n ding, maak dit rustig, steek jy vuur aan, doen iets, gaan met op 'n wegbreek, maak 'n date night met jou dogter, doen iets. Regte tyd, regte plek, want wat hulle moet hoor is nie fix die probleme nie, maar ek stel belang in jou. En dis waar ons die pap bietjie op die grond laat val as dit kom by konflik, want ons stap in en die laaste ding wat mense beleef is, ek glo in jou, ek is lief vir jou, ek wil 'n verhouding met jou hê. Hulle voel ons stel ultimatums van as jy nie hierdie doen, as jy nie hierdie doen, as jy nie hierdie doen nie, dan lyk dit chaos. Fix dit. Julle God van die heelal Jesus doen nie eers dit nie. En mag ek en jy leer daai, die regte tyd, die regte plek. Dalk hoef ons nie te hardloop, asof hierdie ding wat ons nou aanspreek, die belangrikste ding onder die son is nie. Die verhouding is nie die probleem nie. En Jesus is goed bewus daarvan. Maar die tweede ding wat ek uitstaan van Jesus se benadering, is nie net regte tyd en regte plek nie, maar die regte hart, en hier is ons grootste uitdaging. Nou ek het so 'n vinnige oefening vir ons, wat ons elkeen kan doen. As jy hier op die skerm kyk, sal jy 'n skaal sien van 1 tot 10. Hè? So hierdie is die skaal van jou hart. Nou moet jy 'n bietjie terugdink aan hoe jou konflikgesprekke lyk, en hoe lyk dit wanneer jy by daai deur opdaag? Hoe gaan dit met jou hart? Hoe gesond is jou hart, wanneer jy daai deur probeer oopmaak? Nee, evalueer dit van 1 tot 10. So vat 'n gesprek, jy en jou vrou, jy en jou kind, jy en 'n kollega, wie ook al. 1 tot 10. 10 is wanneer jy vurig is. Daar's 'n bietjie baie petrol nog op die vuur. Jy is warm. Jy is gereed om die probleme op te los. Jy het antwoorde, jy het 'n kaart vir hierdie ding uitgelê, jy's 'n problem solver. Hierdie ding is chaos en ons moet dit nou fix. Jy's haastig en jy's vurig. 1 is dalk, nee, ek wil niks mee te doen nie, want nee, weet jy wat, dis nie 'n probleem nie. Ons gaan eerder net hierdie los. Daai ding werk ook nie. Waar lê jy tussenin? Want iets van hierdie skaal is so belangrik. As ek en jy hier by 6, 7 kom, maak ons nie deure oop nie. Jesus stap in, gereed om 'n baie eerlike gesprek te hê met Petrus. 'n Baie rou gesprek met Petrus. Dis nie asof hy die onderwerp verby nie, hy's nie by 1 nie. Maar hy's ook nie by 10 waar hy instap en sê, Petrus, ek het vir jou die koninkryk van God gegee, en dis wat jy doen daarmee? Ook nie dit nie. Hy plaas nie skuldgevoel op hom nie. Hy plaas nie sy mislukkings voor hom nie. Hy kom met rustigheid in sy hart. Vrede in sy hart. So hoeveel vrede het jy by die deur van konflik is die vraag. Want as jy hier by 10 is en nie by 5 is nie by hier daar rond is nie, gaan jy heel waarskynlik in die verkeerde vertrek opeindig. Dis wat gaan gebeur. En daarom is dit dalk hoekom Jesus nie net ingehardloop het in gesprekke nie, want hy wou sy hart rustig kry. Hy wou seker maak hy het genoeg vrede vir hierdie gesprek. Hy het seker gemaak hy het vergifnis betoon teenoor Petrus, sodat hy nie daar instap en bitter is en kwaad is en ingedoen voel nie. Hoe lyk jou hart wanneer jy daar kom? En hier's 'n praktiese tool. Weet jy hoe weet jy het genoeg vrede in jou hart? En jy gaan niks hou van wat ek nou sê. Jou stem toon. Dis hoe jy weet. 'n Ou met vrede klink nie so nie. Dis nie hoe hy klink nie. 'n Ou met vrede kan eerlik praat oor 'n ding en al wat jy hoor is liefde. Jy ken vrede in 'n stemtoon. Jesus praat met Petrus sonder uitroeptekens, is wat ek raak lees daar. Konflik moet gebeur sonder uitroeptekens. Anders hanteer ons dit nie soos Jesus nie. So dis hoe ek en jy kan bedeer. Maar dan is die groot vraag, okay, maar is ons hart de mekaar uit, ons het seer, want die ander een het opgeneek, en ek het pyn, en ek is daar, en ek is de mekaar, en ek voel ingedoen, en ons het hierdie gesprek gehad, en hulle het nie hulle kant gedoen nie. Nee. Wat is ek daar? Wat is ek by 'n 10 of 'n 1 is? Hoe kry ek my hart by 5 weer?
Hoe kry ek die regte hart om 'n gesprek te hê? Daar's 3 woorde wat die Bybel vir ons gee. Bely, bid en bevry. Dis die 3. Bely, weens die minder lekker ene, is besef die volgende. Wanneer 'n verhouding seer kry en daar's iets nie reg nie, en dit stoei so met jou, en jy dra swaar aan daai goed, is daar 9 uit 10 keer iets wat jy toegelaat het in jou hart of in jou verhouding, wat ook nie reg is nie. So jy het 'n aandeel daarin, in ander woorde. En hierdie het ek al gedoen met koppels wat selfs verkeerd verneek het op mekaar. Moeke loop my man rond en gaan slaap met hierdie vrou. Nee. Dan draai ek daai gesprek iewers en sê ek hoor, dit is nie reg nie, teen hier se wil, dis verkeerd. Maar net 'n vraag. Het jy jou vrou verpligtinge nagekom om jou man seksueel te bevredig? 'n Vraag. Hoe bedoel jy nou, dominee? Sê ek was jou rol as vrou. Het jy? Het jy by jou man gehoor of jy in sy behoefte voorsien? Nie begeerte nie, behoefte, want dit is 'n behoefte. En daar's 'n ander gesprek. Besef jy het aandeel. Besef jy het teruggepraat sonder vrede. Jou stemtoon was net so hard. Jy het aandeel. Besef jy het ook petrol op die vuur gegooi. Besef ook jy het ook deelname gehad in hierdie ding. En gaan eers na God toe en maak soos Dawid en sê, Here, ek het teen U gesondig en teen die mense. En bely sonde vir wat dit is. Want ons kan nie sonde regverdig in ons lewens en verwag ons harte gaan sag wees nie. Bely is stap nommer 1. Jesus het daaroor gepraat, voor jy die splinter soek in iemand anders se oog, soek jy die balk in jou eie oog, sien jou eie aandeel in konflik. So belangrik. Tweedens, bid. Bid vir daai persoon, julle. Bid vir die persoon wat jy 'n moeilike gesprek mee moet gaan hê. Voor jy praat, bid. Bid dat die Here jou vrede sal gee. Bid dat die Here hulle sal seën. Bid dat die Here die verhouding sal seën. Bid daaroor. Anders stap jy met menslike wysheid in, anders stap jy met 'n menslike hart in en probeer 'n goddelike vrug probeer kry. Vrede is God se vrug. Sonder om te bid, gaan jy daar uitkom nie. En dit lei ons na die derde een toe, wat gaan oor bevry, en bevry praat van vergifnis. Hierdie is 'n massive ene. Julle? Onthou julle toe Petrus en Jesus 'n gesprek oor vergifnis gehad het, en hy vra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe? 70 maal 7, sê hy. Basies net ontelbaar. Nou hier is die goeie ding wat ek oplet in daai gesprek. Petrus vra nie, hoeveel keer moet ek nog hierdie fariseërs, wat so blerrie vuil varke in die samelewing is, hoeveel keer moet ek hulle vergewe nie? Hoeveel keer moet ek die regering vergewe nie? Dis nie die vraag nie. Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe? Iemand naby aan hom. Iemand waarvoor hy lief is. En hier is ons waar ons weer eens die konflik ding mis. Die mense wat jou die liefste het, gaan jou die seerste maak, julle. En die mens wat jy die meeste moet vergewe, is die persoon waarvoor jy die liefste is. Hoor mooi. Jy is getroud met die persoon wat jy die meeste moet vergewe. Dis net so. Ons moet vinnig wees met vergifnis. En die rede hoekom ons baie keer konflik verkeerd kry, ons vergewe nie. Ons stoei daarmee. Ek hoor hierdie een ou, hy sê dit so mooi. Hy sê, forgiveness is when you decide to open the prison door and let that person out, just to realize when they left, it was you. Vergifnis sluit jou eie hart toe. En ons dink is hierdie mense wat ons moet vrymaak. Vergifnis maak jou weer los. Dat jy vrede kan hê, dat jy kan vergewe en die regte ding doen. So hoe kry jy regte hart? Bely, bid en bevry. En dan die derde manier wat ons sien Jesus reg gekry het. En hierdie is my massiewe ene. Uit Johannes 20:21 gesprek wat hy het met Petrus. Nie net het hy die regte plek en tyd gekies, nie net die regte hart nie, maar die regte probleem geïdentifiseer. En hierdie is my die wonderwerk van dit alles. Jy weet, ek staan hier as mens en dink by myself, Petrus, jy het die koninkryk van God beerwe, jy het 'n rol om te speel, 'n roeping om te vervul, en jy val daai ding op die grond neer. En Jesus kom, en hy praat nie met hom oor dit nie, hy praat oor hom 'n dieper issue. Hy vra 'n ander vraag, sy vraag is nie, Petrus, weet jy wat, sien jy nog kans om my koninkryk te bou nie? Petrus, hoe voel jy oor daai roeping nog wat ek vir jou gegee het? Hy los al hy goed. Hy los die goddelike goed.
En hy praat oor verhouding. En hy sê, Petrus, is jy nog lief vir my? Huh? Imagine ons konflikgesprekke kan begin met verhoudingsgesprekke. Hey, ek weet daar is nou 'n ding, maar ek wil net vir jou sê, ek is nog lief vir jou. En my liefde vir jou is soveel meer werd as hierdie probleem wat ons nou beleef. En ek wil net hê jy moet dit weet. Ons sal die antwoord op die probleem kry. Maar hierdie beïnvloed nie my liefde vir jou nie. Imagine it. Hallo. En Jesus sien dit. Hy identifiseer die regte probleem. En hier's wat ons moet regkry as mense. Ons moet die klein goed hou. En ons moet die groot goed heilig hou. Jy weet, Jesus staan daar by Petrus en hy sê, Petrus, ek kan altyd nog vir jou roeping gee. Ek kan altyd nog 'n plan maak en ek kan altyd nog dinge gaan doen in hierdie wêreld, maar ek kan dit nie doen as my en jou liefde nie meer daar is nie. So kom ek restoreer hierdie. Want die eintlike probleem is ons liefde vir mekaar. Dis heilige grond. Al hierdie ander goedjies is klein. Wat is ons die goedjies as klein ag binne in konflik? Die klere, die stemtoon, die wat ook al ons krap, die ding. Wat is ons as daai ding net weer as klein sien? En die groter ding as heilig beskou? Dis vir die verhouding is alles. Al het val ons die pap in alle ander areas, solank hierdie ding net nie val nie, is dit goed genoeg vir die Here. Ek dink ons word geroep na hierdie goed toe. Jesus hou dit so eenvoudig. Dit is so prakties en so maklik. Maar onthou julle in die heel begin van die preek, toe sê ek, daar's 4 eienskappe van daai deur. En van julle het dit gemis, van julle het gekry, maar ek het nog net 3 genoem. En van julle is hele preek nog deur, Mornay, jy het die 4 gemis. Mornay, asseblief, noem my die 4. Ek het die 4 gemis. Wel hier is die 4, ek het nog gehou vir laaste. Die laaste eienskap van daai konflik deur is nie net die 2 kamers waarvan ek gepraat het nie, is dit hy vra al hierdie toestemming en nie net almal gaan hom kry, dis die eienskappe, maar die 4 is die grootste een. En dit is dat daai deur beïnvloed nie net jou verhouding met mense, dit beïnvloed jou verhouding met God. Die konflik deur is vir God so belangrik. Dis 'n toets. En as jy hom nie reg kry nie, beleef jy nie net 'n verhouding met mense wat stikkend word nie, maar jy beleef verhouding met God wat stikkend word. En hierdie is massive. Hoor wat sê Jesus in Matteus 5 vers 23, vers 24. Hy praat so direk met die mense en hy sê, as jy dan jou gawe na die altaar toe bring, en dit val jou by, dat jou broeder iets teen jou het, daar's konflik. Laat jou gawe voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met daai broeder en kom dan en bring jou gawe. Jesus sê, hier's van ons vanoggend by Invloed Kerk wat nie as hier moes wees nie. Dis wat hy sê daar. Hy sê die liedjies wat jy gesing het tel nie. Die versies wat ons lees tel nie. Die insig, die goddelike insig wat jy kry tel nie. Al die goed is vir God 'n ronde 0 wat jy gedoen het vandag as jou hart daar is. Waar jy weet jy staan in 'n deur van konflik, maar jy doen dit nie reg nie. Jy het nie vrede gebring in daai verhouding nie. Jesus sê stap uit daai altaar uit. Nou julle, hy praat nog Ou Testament gesprekke en die van julle wat bietjie Ou Testament ken, weet hoe groot hierdie stelling is wat Jesus sê. Maar Here, ons moet ons verhouding met U voorsien. Hy sê los hierdie. As jy dit wil voorsien, vergeet van die offer op die tafel. Vergeet van die kruis en ander woorde in my en jou konteks. Ek gaan maak reg. Want hoe kan jy sê jy wil 'n God eer en dien wat jy nie eens sien nie? Maar jy wil nie eens die stuk tussen verhoudings met mense regmaak nie. Ek is dan die God van verhoudings. Maak dit reg. Gaan sê jou jammer. Hou op probeer hoor, jy was reg. Hou op probeer die antwoord wees en probeer altyd net met sê, okay, maar hier is die plan en hou op die klein groot maak. Gaan wees lief. Gaan versoen. En Jesus het so erg gepraat oor hierdie. Hy het sterk goed gesê. Hy het gesê, God sal jou vergewe soos jy mense vergewe, daai konflik deur. Hy het gesê, hy sal jou oordeel soos jy ander oordeel, hy praat oor daai konflik deur. Jou konflik deur beïnvloed jou verhouding met God. Petrus skryf dit later en hy sê, selfs wanneer jou verhouding met jou vrou nie reg is nie, daar's konflik. Hy sê, manne, God luister nie eens na daai gebede nie. Sien julle hoe groot is hierdie deur? En dan wonder party van ons, maar Here, ons bid. Here sê, hou op bid, gemaak reg.
Dis wat hy sê. Hou op nog worship musiek luister, gaan maak reg. Hou op soek en smag en vas en al hierdie goed, hou op daarmee. Gaan maak reg, want liefde is die grootste opdrag. En wanneer jy dit doen, dan vervul jy al die ander goed, sê hy. Dink aan ander. Gaan sê jou jammer. Gaan sê die jammer al is dit nie as jy nie. Gaan maak die verhouding reg. En dis hoekom Jesus in Matteus 5 gepraat het oor al hierdie goed wat ons gelukkig maak in die koninkryk van God. En in vers 9 sê hy die volgende, hy sê gelukkig is die vredemakers. Vrede is 'n vermoë. Gelukkig is die vredemakers, want God sal vir hulle sê, julle is my kinders. Ek love hy woorde. En is groot woorde. Jesus het 'n klomp goed daar genoem. Hy het gesê, gelukkig, en hierdie gelukkig is uitermate gelukkig. Geseënd is jy deur die Here. Dis wat ek bedoel. Uitermate gelukkig is jy. Hy het gepraat oor wanneer jy afhanklik is van die Here, dan sal jy die koninkryk beerwe. Hy het gesê, uitermate gelukkig is jy nederig van hart is, want dan sal jy die koninkryk van God sien. Hy noem amazing goed deur al die. Uitermate gelukkig is wanneer jy treur en 'n swaar hart het oor mense en liefde vir mense, want God sal jou kom troos. Hy praat oor al hierdie goed. En dan kom hy by hierdie een en dan sê hy, gelukkig is die vredemakers, want God sal vir hulle iets sê. God spreek identiteit oor hierdie mensheid. Hierdie is massive, en hy gee vir hulle die titel, julle is my kinders. En al elke ouer hier weet wat daai bedoel. Wanneer jy na jou kind al gekyk het en gedink, Jesus, wat hulle nou gesê het, klink net ek. Ja, dit is dit 'n slegte ding, né? Wanneer jou kind iets doen, so, gits, dit wat ek doen, genade. Maar God kom en hy sê, wanneer jy vredemaker is, wanneer jy met daai konflik deurkom en jy maak dit oop op 'n 5, met vrede, met 'n liefde vir daai persoon, meer as 'n jaag om dit op alles chaos op te los, wanneer jy net regtig lief is vir hulle. God kyk uit die hemel uit en hy sê, daai is my kind. Hulle aard na my, in ander woorde. Dis wat ek bedoel, hulle aard na my. As mense wil sien wie ek is, kyk na my kind, nou dis hoe ek is. En is so waar. Want onthou Jesus aan die kruis. Die grootste konflik deur wat al ooit bestaan het, 'n verhouding tussen God en mens wat verwoes was. En hier kom Jesus, wat 'n buitestander is. En hy kom, hy het niks verkeerd gedoen nie. Ons het die sonde gedoen, en hy kom en hy doen wat? Hy is die vredemaker. Hy kom sê die jammer namens ons. Hy kan betaal die prys namens ons. Hy vat wat ook al nodig is, sodat daar verhouding kan wees en liefde kan wees. En God sê, maar daai is my seun en wie ek welbehaag het. En elke keer wanneer ons dieselfde doen in verhoudings, daai is my seun, hulle aard na my, daai is my kind, hulle aard na my, daai is my kind. Sien julle hoe groot is hierdie deur vir die Here? En wanneer jy dit reg kry, is dit die deur na dieper, mooier verhoudings, dieper verhoudings, geseënde verhoudings, uitermate gelukkige verhoudings. So ek weet nie waar is jy vandag nie. Wat ek wel weet is, daar's een of ander deur in almal se lewens. Daar's 'n ding. Maar daai ding is nie net 'n ding tussen jou en daai mens nie. Ek hoop jy hoor dit vandag. Dis 'n ding tussen jou en God ook. En mag ek en jy 'n dieper verhouding met God wil hê, omdat ons 'n dieper verhouding met mense ook wil hê. Mag hy ons liefde vir hom sien, selfs by die deur van konflik. En as ons aan ander kan dink, so maklik dit is om aan onsself te dink, dan leef ons die opdrag uit. So daar weer is, kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat ons kan weet, Here, vrede is 'n vermoë. En hier het vir al die kinders gegee, Here, ons moet dit net uithaal en gebruik. En Here, baie dae is dit moeilik, want dis emosies en menslikheid en sonde, gebrokenheid, selfsug, die lys is lank, Here. En dalk sit ek hier vandag, en daar's mense ook hier vandag, Here, wat hulle gaan deur dinge waar daai konflik deur swaar is. En dis baie pyn. Maar ek bid julle dat nie daai pyn sal verpersoonlik hê. Dat hulle nie soos Petrus sal wegloop en uitstap nie en sal dink dis die makliker manier nie. Ek bid dat hulle sal besef die beste manier en die maklikste manier is eintlik die vrede manier. Want dis wat God se kinders doen.
Soveel as wat ons kan, Here, bid ek dat ons as U kinders sal optree en ons kan nie ander mense se harte bestuur nie en as daai mense nie versoening wil hê nie, is dit reg, Here, solank ons die vredemakers bly. Hemelse Vader, daarom bid ek seën elke persoon hier vandag, dat hulle weer eens sal besef hoe groot die prys is wat U betaal het vir vrede. Vir vrede tussen ons en U. Dit het U lewe gekos en partykeer is dit dieselfde gevoel wat ons moet doen as ons kruise opneem, Here. Ons voel maar ons word ingedoen, dis onregverdig en dit is partykeer. Maar dis wat ons kies om te doen, Here, want as ons dit doen, dan kyk U na ons en sê, dis my kind. Hulle aard na my. Hulle doen wat ek doen. Ek sien myself in hulle. Daai is die vrug van vrede. Sê ons Vader, seën ons vandag. En mag ons nie volgende Sondag weer terugkom, Here. Voordat ons gaan draai het by daai mense nie. Gesprekke begin initieer het nie. En as vredemakers begin optree het nie, Here. En ek bid sommer nou holisties families vir Here, vir daai ding in almal se verhouding. Finansiële ding, emosionele ding, seksuele ding. Dalk 'n verlede ding, 'n ou pyn wat nog al lê. Ek bid net, Here, dat ons nie by daai deure sal in die verkeerde kamers in beweeg nie. Maar die deur na gesondheid toe, na heelheid toe, na deurbraak toe, is vrede. Help ons, Here, om vrede te ervaar en om vredemakers te wees. Genees verhoudings, Here, net soos U kan. Ons vra dit, Here, in Jesus se naam. Ons almal sê saam. Amen.